meer as net vreemdelinge raak. Ek hoop julle het 'n lekker week gehad. Het so vinnig kyk na die afkondigings, die belydennisklas. Waar is julle? Ek het 'n paar van julle gesien. Waar is julle nou? Is daar nou niemand? Ja, volgende jaar se belydennisklas, ekskuus. Volgende jaar se belydennisklas. Ja, sien ek een. OK. Ons gaan net so vinnig na die tyd gesels oor die kamp volgende jaar, ek en jy. Die ander het ek het nog iemand gesien, maar ek sien nou nie hier van bo af nie, maar alright, ons sal daaroor gesels. Verjaarsdag, wat is vandag, die 16de? Ronel Cornelissen? Jy hierso? Gert Libbe? Nie? Ook nie. Alright. Julle kon nou 'n systokkie gekry het. Maar baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Ek is nie seker wie almal kinders is hier nie. Ons sal nou hoor by hulle. Let net nie volgende Sondag nie. Die 7de Desember is ons Kersangdiens, 7 uur by die kerk. En dan het ons kategete nodig vir volgende jaar vir graad 3, 4, 5 en 6. As iemand bereid is om vir ons te help met die kategese, kan julle vir Elana kontak. Haar nommer is daar onder. Elana, as jy hier volgende, ek het William gesien. Alright, ek sien, daar is William. Okay, Elana nie. Okay. Daar is William. Julle sal seker weet wie Elana is. Julle kan haar net kontak as julle bereid is om te help. En dan agter op die blaadjie is weer daai prentjie van huisgeloof wat julle met die as families bymekaar kan doen. Met die kinders. So gebruik dit is nogal baie oulik. En dan by lief en leed. Ons het 'n bietjie 'n swaar week gehad. Ons het natuurlik Vrydag tannie Ens van die kerk se begrafnis gehad. En Vrydag is tannie Charlotte van Sail oorlede. En vanoggend is Skalk Keet ook oorlede. Dink asseblief aan hulle en hulle gesinne. En as enigiemand anders is wat op die voorbereiding wil wees, wil hy ons moet saam met julle bid. Ekskuus, en oom Johan Foster, né? Fossie Foster. Hy is in die hospitaal in Montana in Pretoria. Dink asseblief daar aan hom ook. Ja, terwyl ons so gepraat het, baie welkom aan Huis Teresa, die inwoners wat daar van daar af vir ons kyk. Is daar enige besoekers vanoggend? Ek het nou besoekers gesien. Daar is baie welkom. Dit is nie altyd lekker as mense vra vir besoekers nie, maar baie welkom. As daar ander besoekers is wat nie hulle hande wil opsteek, julle is ook welkom. Ook daar, okay. Julle is welkom. Nuwe intrekkers? As jy nuwe intrekker is, daar agter die kruis op daai tafel is daar 'n papiertjie wat jy net vir ons kan invul, dan sal ons met julle kontak maak. Goed, kom ons word 'n oomblik stil. Ons fokus ons gedagtes op die Here. Vanoggend praat ons oor die heiliges van die kerk. Jy het seker die video gesien. Terwyl ons so sit en ons gedagtes op die Here fokus, nou roep ons na die Here, kom o lig en verlig die duisternis binne in ons. Kom lewe en wek ons uit die dood uit. Kom ons groot geneesheer en heel ons wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer ons sonde en verwarm ons hart met u liefdesvlam. Kom ons koning, kom sit op die troon van ons harte en regeer in ons lewens, want u alleen is die koning en ons Here. Gemeente, genade en vrede vir julle, van God wat julle liefhet, aan wie se liefde daar geen einde is nie. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, wat elkeen van julle skuld gedra het. En genade en vrede vir julle van die Heilige Gees,
Hy wat ons nuut maak. Vader, ons dankie vir die voorreg om vanoggend in die teenwoordigheid te kan wees. Ons dankie dat U ons as 'n groep mense so bymekaar gebring het. Waar ons vanoggend kom om U te aanbid, om U lof te besing, om U woord te hoor. Wil ons vra dat U ons gedagtes sal oopmaak en die boodskap wat U vir elkeen van ons het sal hoor, dat U in elkeen van ons harte sal werk. Ons bid in besonder vir elkeen wat hierdie week hartseer beleef, teleurstelling beleef, vir elkeen wat terugslaai het. Mag ons in hierdie tyd U ken as vertrooster, as geneesheer, en bo alles die almagtige en ewige God. Amen. Kom ons staan en gaan ons 2 liedere sommer direk na mekaar sing. Ons sing die eerste ene, eer aan die Vader. Ons bring eer aan God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan gaan ons direk daarna sing, as ek stil word. So kom ons sing tot eer van die Here. Ek het hier R50. As een van die kinders is wat hierdie R50 wil hê, kom gou vorentoe. Kom vinnig. As jy R50 wil hê. Sê, daar. As jy nie voor is, kan jy nie kan staan om te kry nie, né? Kom vinnig. Kom, ja. Daarbo is daar nie kinders daarbo nie. Ek het een gesien. Okay, nee, ek het verkeerd gesien. Dan sê, waar is daai 2 van my? Wil jy ook hê? Kom maar. Kom. Sê, maar jy moet nou die ander dop hou. Jy moet staan soos die ander staan. Sê gou vir my. Hoekom wil julle die R50 hê? Om goed te koop, okay? Alright. Hier. Wil jy my regtig hê nie? Okay. Meer mense moet soos jy wees. Okay. Nou, wie van julle was stout hierdie week? Was jy stout? Wat jy gedoen? Is jy net oor die algemeen stout? Okay. Wat het jy gedoen? Ons het motorfiets gery toe my. Okay, toe sleep jy hom agter, okay. Motorfiets gery, stout met die motorfiets. Nog? Jy? Ook? Is julle pelle? Nee. Okay, sien jy, dis hoekom jy nie motorfiets kry nie. Hoor? En was julle stout? Nee, niks nie. Het julle hierdie week iets gedoen waaroor jy skaam kry? Nee. Ek wel sien skaam is oor die stout is en dan sit alraai. Jy iets gedoen waaroor jy skaam kry? Het julle al iets gedoen in die verlede? Onthou jy is R50 op die spel. Al iets gedoen in die verlede wat jy nie wil hê mense moet weet nie. Ek gaan nie vir julle vra wat nie. Ek sou daarmee dit aan julle doen nie. Het julle al? Ja, okay. Kom ek sê vir julle iets wat ek onthou, né? Toe ek was net seker omtrent julle ouderdom. Né? Toe het een van my maatjies, my pelle, 'n hottentotsgod gevang. En ek wou baie graag daai hottentotsgod vasgehou het. En hy wou nie vir my die kans gee nie. En terwyl ons so staan, weet jy wat doen ek? Klap ek daai hand van hom so, daai hottentot wegvlieg. En weet jy wat sê hy toe vir my? Jy wag nie die draad ek nie. Weet jy wat sê hy toe vir my? Wat gaan jy eendag vir liewe Jesus as jy in die hemel kom en hy vra vir jou, hoekom het jy dit gedoen? Weet jy hoe skaam het ek gevoel? En vir baie lank was ek, Carlo, wag gou. Vir baie lank was ek bietjie, ek gaan nou vir jou soetie gee, maar jy moet net gou stil staan. Nee, ek kan jou optel nie. Vir baie lank, nee, was ek baie skaam daaroor en was ek bang as ek eendag by liewe Jesus kom gaan hy vir my vra, hoorie, nou wat was jou idee nou daar? Nou gaan ek vir hom moet sê ek was jaloers. Okay. So nou
Is daar goed wat julle oor skaam is voor die Here? Ek sien 'n paar smal, so ek dink dit is so, né? Okay, nou, kom ek sê gou vir jou, sou jy hierdie R50 wil hê? Sou jy? En nou? Nog steeds? Nog steeds? Okay. Nog steeds? Hoekom sê jy hom nog steeds wil hê? Hy is nog steeds dieselfde werk. Julle het hierdie voorbeeld gesien al, né? Yes, nou kom staan gou hier by my. Kyk gou so na julle ouers toe. Kom julle almal. Draai so om, né? Julle weet wat julle werd is vir die Here, né? Okay, nou maak nie saak wat jy doen in jou lewe nie. Jy het nog steeds dieselfde waarde vir die Here, né? Nou wil ek met jou ouers praat, né? Moet hulle nie bang maak met die dominee nie. Ja, ek weet, ek was al by waar mense sê, hoorie, hier staan die dominee, hy gaan vir jou agter daar konsistorie toe vat, né? En moet hulle ook nie bang maak met God nie. Want iewers vorentoe, dan gaan ons nodig hê om met die dominee te praat, of ons gaan nodig hê om met ons saak met die Here reg te maak, en dan is ons bang vir die Here. En ons is bang vir die dominee. So moenie kinders bang maak met God nie. Nou, ek kan nie vir julle die R50 gee nie, né? So ek was 'n lelike streep wat ek julle nou getrek het, né? Maar ek het vir julle sweet. Is dit okay? Okay, maar julle verstaan, né? Dis die kerk se geld. Dit is my kerkgeld. So ek kan nie die kerkgeld weggee nie, maar ek gaan daarop vir julle so 'n systokkie kan gee. Maar julle moet dit by julle ma eet, né? Of pa, vir al julle kleintjies, né? Want ek is bang vir systokkies. Asse. Okay. Maar okay. So, dis 'n plesier daar sê. Wag, julle moet nou eers iemand gaan nou eers met bid. Wie gaan vir ons bid? Sê jy vir ons bid? Sal jy vir ons bid? Ek gaan nie forceer nie, maar as jy wil. Het jy enetjie gekry? Nie enige gekry nie. Maar sê. Alright, dan is hier nog so 5. As van die ander kinders wat te skaam was, het na die tyd wil kom kry. Ek moet net die bak hê. Okay, kom ons staan maar sommer so hier by ons kom. Gaan jy bid? Moet ek vir jou mikrofoon nou? Kom maar so. Praat net so. Jou mamma gaan hom vir jou oopmaak. Kyk, kom ons bid gou saam. Vader, baie dankie dat ons kindertjies hier by U kan staan, in die teenwoordigheid kan wees, en dat ons kan weet, maak nie saak wat ons in ons lewens gedoen het nie, wat ons nog gaan doen, dinge wat verkeerd is, dat U nooit eendag op ons draai nie. Dat U altyd lief sal wees vir ons, en dat ons kan weet, dat U is 'n genadige God, wat altyd genade toon. Mag hierdie kindertjies in hulle lewe, met alles wat hulle doen, U ook verheerlik. Ons dankie vir U liefde en U genade. Amen. Asai. Dankie julle. Ons sit jy by jou mamma. Het jy skakies ingevat? Jy nie vir skakie gevat nie, maar ek het vir jou 2 gegee. Het skakie 1, okay. Alright, gaan sit maar by mamma. Een mens moet hom maar baie keer 'n bietjie dop hou. Vanoggend gaan ons Lukas 5 lees. Lukas 5 vers 27 tot 32. Lukas 5 vers 27 tot 32.
Sê, lyk vir my almal is daar. Kom ons lees dan van vers 27 af. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met naam Levi by sy tolhuis sien sit. En hy het vir hom gesê, volg my. Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense was saam met hulle aangesit. Die fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by die disippels gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en die sondaars? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars. Ek wil nou net ietsie sê oor laasweek se boodskap. Ek het julle nou gesê, gewoonlik maar dit wat ek in die week hoor en wat ek sien en gesprekke wat ek hê, dit lei eintlik maar daartoe die boodskap wat ek op 'n Sondag bring. En laasweek toe sê Tannie by die Bybelstudie vir my, sy sê, "Ai Dominee, ek het so gehoop jy het 'n positiewe ervaring van Hartswater." So nou moet ek net vir julle sê, laasweek se bedoeling was nie dat ek nie 'n positiewe ervaring het nie. Ons as familie, waar is my, ek sê daar agter en 2 kinders, julle het vir ons baie goed ontvang en baie vriendelik ontvang en vinnig deel gemaak van die gemeenskap. So daar's niks in die sin van dat ons nie 'n positiewe ervaring van Hartswater het nie. Die nood waarvan ek gepraat het, is nood wat ons in die gemeenskap gesien het, in die gemeenskap gehoor het, en dit wat ek met julle gedeel het, is nie 'n refleksie op Hartswater, op die gemeente of die gemeenskap nie. Dis 'n refleksie oor wat in die wêreld rondom ons aangaan. Nou ek het in Rissenburg groot geword. Ek het in Pretoria gebly vir 12 jaar. Ons was nou vir amper 9 jaar in Dispatch en ons nou maar hier gekom. En hierdie selfde goed wat ons gesien het en wat ek laasweek oor gepraat het, is goed wat ek in Rissenburg, in Pretoria, in Dispatch ook beleef het. So dit is nie 'n reflektasie, is die regte woord? Dit reflekteer nie op Hartswater nie, op die gemeente nie. En vanoggend is die boodskap wat ek bring ook nie amper sê ek gemik teen Hartswater gemeente nie. So ek wil net dit vir julle noem en julle sal nou nie verstaan hoekom ek dit sê. Nou kom ons gebruik maar 'n voorbeeld daar van Pretoria, die gemeente waarin ek was, daarso net na ek studeer het. Toe het ek vir 'n gemeente daar gehelp met die jeugwerk en die seniorbediening en so 'n bietjie as skriba in die kantoor gewerk. En Sondagoggende het ons by die kerk was daar so grasperk tussen die kerkgebou en die saal, en dan het jy met sulke trappies opgaan, dan is daar so stoep. Nou daar het ons tee gedrink Sondagoggende. En nou die tannies het nou Sondagoggende voor die diens begin, dan hulle nou gaan die tee en die koffie en die goede uitpak. Maar die woord het uitgekom en dan kom die straatmense. En dan begin hulle nou soos die goed uitgepak word, dan drink hulle nou tee. En dan maar ons het hulle gelos, niemand het hulle weggejaag nie, en party van hulle het die hele diens daar by die tee gestaan, en ander het net na die diens gekom, want dan sal nou koekies ook. Ons het geleer, jy kan nie die koekies daar los nie. So, nou is ek een Sondag aan die kombuis, ons is besig om reg te maak vir die tee, en daar is een van hierdie boemelaars wat koffie gemaak het, en hy sit nou op hierdie trappies, nou kyk hy so vir die mense wat by die kerk aankom. Nee, daar waar hulle ouens in parkeer, dan stap hulle in, hy drink sy tee, maar hy weet ek staan agter hom nie. En hy kyk so en sê, ja, wit gepleisterde grafte, almal van julle. Hy sê, maar ek wil hier wees as die Here kom. Want as hy kom, gaan julle hardloop. Daar is nie een van julle wat sal staan nie. En dan drink hy, toe is ek 'n bietjie suur, man, hy sit en drink ons koffie en dan sê ons sleg. Nee, maar aan die ander kant, Jesus het die godsdienstiges van sy tyd ook witgepleisterde grafte genoem, né? Beteken hierdie mooi, ons is mooi skoon en wit en jy weet dit lyk mooi om na te kyk, maar onder dit is daar dood. Onder dit is daar 'n bietjie tekortkominge. So wat ek nou vanoggend sê is nie gemik teen die gemeente in Pretoria, nie teen Hartswater gemeente nie.
Maar miskien om ons 'n bietjie oor die algemeen te laat dink oor ons, oor wat is ons as gelowiges. Nou daar was 'n dominee of 'n seker maar pastoor of 'n reverend of ek weet nie in Australië en hy het daar by 'n boer gaan na sy plaas toe gaan om 'n bietjie daar besoek en die boer sê te vir hom ry saam met my, ek wil jou net bietjie my plek wys, my grond wys. Nou waar is oom Dries? Donderdag het oom Dries dit met my gedoen. Was lekker, ek het 'n gars, né? 'n aartjie wat afgeval het, daar het ek gesteel. Ek het 4 ertjiekorrels wat uitgedroog is gesteel en ek het 2 aartappels gesteel wat geplant moes word. Ek het jou nou daar, maar oom Dries het vir my gegee. So ek het dit self uitgehaal nie. Maar so het ek nou met goede teruggekom huis toe en ek het stroper gery, so dit was my 'n lekker week gewees. Maar die boer hy toe so saam met die dominee ry so saam met die boer daar op sy grond. As jy Australië, ek weet nie of julle weet nie, maar die binnekant van Australië is eintlik maar baie droog. Dis maar net so teen die kus af waar die ouens bly en dan so bietjie binne toe is daar ouens wat boer, maar dis maar droog. En dis nou by een van hierdie boere wat so bietjie meer na die binneland toe is wat hierdie dominee kom en soos hulle ry, wys hy hom na alles waar sy grond lê en as hy so by die huis kom, sê die dominee vir hom, hoorie so, maar ek het nou gesien, jy het nie regtig grensdrade nie. Is jy nie bang jou vee loop weg nie? En die boer sê vir hom, weet jy, ek het agtergekom, as ek die water naby my sit, dan kom die diere om water te drink. Daar is nie water aan 'n ander plek wat hulle kan kry nie. Hulle kan nie ver weg beweeg en daar is nie water nie. So solank ek water hier naby my hou, dan kom hulle altyd terug. Nou die dag het ek met Jan gesels en het vertel hy my die wild ruik die water. Nou ek het dit nou nie geweet nie. Dit was my interessant. Nou toe Jan dit en van sê, nou ek luister na wat hierdie ou sê, dan maak dit sin, nê. Die diere ruik die water, so hulle beweeg nie te ver weg nie. Hulle kom altyd weer terug. Nou die predikant het later gereflekteer oor wat kan die betekenis vir ons wees in die kerk. En hy het gesê ons behoort 'n waterput te wees vir die wêreld rondom ons. Die wêreld daar buite is 'n liefdelose en 'n genadeloose plek, is soos hierdie dor woestyn. En die kerk sit met lewende water. Nie ons wat die lewende water is nie, God wat die lewende water is. Maar die mense kan iets ervaar van daai lewende water wanneer hulle by die kerk kom. Nou ek besoek in die week 'n oom en na die tyd staan ons by die kar en gesels. Hy sê vir my, dominee, luister, ek wil net vir jou sê, ons is nie perfekte mense nie, hoor. En dit was nogal snaakse opmerking, maar hy sê ons is nie perfekte mense nie, hoor, maar ons kom kerk toe want ons weet ons het die Here nodig. En dit was nogal 'n interessante opmerking. In die week gesels ek met dominee Renier, ek was daar by hom vir 'n vergadering en hy sê toe, jong, die kerk moet 'n plek wees waar mense kan rus. Daar's genoeg druk op mense daar buite. Ons moet 'n plek wees waar ons kan rus. Paulus sê, Jesus het vir ons gesterf, nie ten spyte van ons sonde nie, maar juis as gevolg van ons sonde. Juis omdat ek 'n sondaar is, het Jesus vir my gesterf. Dit was nie 'n geval van, hy het 'n sonde. Dit is nie battery. Kom ons kyk. Dit is nie 'n geval van God wat na die mens kyk en sê, hulle het nou wel sonde, maar kom ons sien dit nou maar oor. Kom ek stuur my seun. Hoe dit gewerk het, is God het na die mens gekyk en gesê, hierdie mens het geen hoop as ek nie iets doen nie. En daarom het hy sy seun gestuur. So juis omdat ons nie sonder God gered kan word nie, daarom het Jesus gekom. Okay, nou, dit moet ons nou in gedagte hou en van ons agterkop hou. So julle kan sien hoe die verskillende punte so half bymekaar kom, my ervarings hierdie week, né? Toe lees ek nou hierdie teksgedeelte waar Jesus vir hierdie vertaling sê Levi en 'n ander sê Matteus. So kom ons werk maar met Matteus. Matteus was een van Jesus se disippels en hy's 'n tollenaar. So daar waar hy by sy tafel sit en werk, kom Jesus na hom toe en hy sê vir hom, Matteus, volg my. Natuurlik Matteus los alles, hy staan op en hy volg Jesus en hy word so een van Jesus se disippels. Maar wat is die probleem met 'n tollenaar? Weet julle wat 'n tollenaar? Is daar 'n kind wat vir ons kan sê wat is 'n tollenaar? Is daar 'n ouer mens wat vir ons kan sê, 'n bejaarde dalk?
So SARS, ja. 'n Tollenaar is so SARS, maar so 'n bietjie erger. Onthou nou, in die tyd van Jesus was die Romeinse ryk die wêreldmag. Hulle het oor 'n groot gedeelte van Europa regeer, 'n groot gedeelte van Noord-Afrika, en dan ook 'n groot gedeelte van Midde-Ooste. So hulle was nou eintlik bietjie oor hulle limiet gestrek. Hulle het gesukkel om by alles mag oor alles te hou, so hulle het militêr verskriklik wreed opgetree om rebellies en daai goed te onderdruk, en verder moes hulle hierdie massiewe ryk finansier. En dis waar die tollenaars ingekom het. Hulle het tollenaars aangestel om vir hulle belasting in te vorder. Maar waarop was die belasting? Op amper alles. Op werk wat jy doen, word jy gebelas, net soos SARS, jou inkomste word jy belas. Op jou oeste word jy belas. Op die paaie wat jy loop, word jy belas. Daar was amper nie 'n plek in jou lewe waar jy nie belas was nie. So die mense het die Romeinse ryk gehaat. En dan het die godsdienstige ouens ook nog gekom en tempelbelasting op die mense gesit. So die mense het swaar gekry in daardie tyd. Regtig waar finansiëel swaar gekry. So jy kan verstaan hoe die tollenaars gehaat was. Die tollenaar was hoofsaaklik maar Jode wat deur die Romeinse ryk aangestel is om vir hulle hierdie belasting in te vorder, want die Romeinse ryk het gesê, weet jy wat, ek wil X bedrag hê aan die einde van maand, dag, ek weet nie oor hoe lank nie, maar hulle het sê, ek wil hierdie bedrag hê, jy moet hierdie bedrag inbetaal. Maar daar was nie 'n reël gewees van jy mag net dit invorder nie. So hierdie tollenaars het gesê, maar as daar nie vir my 'n limiet is van hoeveel ek insamel, ek moet net sorg dat die ryk syne kry, dan kan ek mos maar insamel soveel ek wil. So wat gebeur het is, hierdie ouens het belaglike hoë belasting begin eis. En ouens begin uitbuit, en hulle was oneerlik, en hulle was geken as mense wat oneerlik was. So as jy 'n tollenaar was jy 'n uiters gehate persoon in die samelewing. Nou verder, as jy nou nog 'n Jood was, wat 'n tollenaar is, dan is jy nou 'n verraaier ook. Net wat jy verraai jou eie volk. Jy werk vir hierdie Romeinse ryk wat ons onderdruk. Nou kom Jesus en hy sê vir een van hierdie tollenaars, kom, ek wil hê jy moet my disipel word. En dis hoekom die fariseërs so optree, né? Hulle sê, wat gaan hier aan? Sê, hoe kan hierdie, want onthou Jesus was in sekere kringe gesien as 'n rabbi, en in ander kringe was hy minder aanvaar, maar hy roep nou hierdie tollenaars, en nou kom die fariseërs en skrifgeleerdes, en hulle sê, hoor maar hierdie ou wat sê hy's 'n rabbi, hy's vriende met die tollenaars, met hierdie verraaiers. Sê, dit is 'n skandaal gewees. Dit was 'n skandaal vir Jesus, dit was 'n skandaal vir sy volgelinge, vir die volk, en die fariseërs het dit gelyk om dit uit te wys. Nou, 'n paar plekke het julle nou al gesien die evangelie, dan vra hulle so vir Jesus, nou waarmee dink jy is jy besig? Roep die disippels, waarmee is julle besig? Nee, wat Jesus hier sien, is iemand wat verag is, iemand wat uitgestoot is. Nou hierdie fariseërs en skrifgeleerdes bou vir hulle 'n muur, né? Rondom hulle is baie heilig. Ons ken die skrif, ons weet wat die wet van die Here is, en ons weet wat die ouens nie like nie. So ons bou hierdie muur om ons. Ons wat binne is heilig. En hulle wat buite is, hulle kan nie toegang kry nie. Dit is onmoontlik vir daai tollenaar om in die tempel te kan kom en welkom wees. En daar was 'n ding, ons sou eendag ons nog daaroor praat, oor mense wat siek is en mense wat gebreke gehad het, hulle was gesien as onheilig, hulle mag nie inkom nie. Nou wat Jesus doen, is hy breek hierdie mure af. In die antieke wêreld was daar nie 'n beter manier om ander mense te wys, ek aanvaar jou, ek gee om vir jou, ek is lief vir jou, as om saam te eet nie. Jy eet nie sommer net saam met enige iemand nie, né? In die antieke wêreld, as jy saam mense geëet het, is dit die hoogste vorm van aanvaarding. Nou kan julle sien hoe ver gaan hierdie, né? Jesus het nie net hom geroep nie, hy gaan eet saam met hom. Julle onthou die verhaal van Saggeus. Nee, ook 'n tollenaar, klim met die boom, hy kan nie vir Jesus sien, so hy klim met die boom. Gaan Jesus onder die boom, hy sê, Saggeus, klim bietjie uit daar, ek wil by jou kom eet. Net so, boonop is dit nou nie dat Jesus genooi word vir ete en hy voel te sleg om dit van die hand te wys nie. Jesus besluit, doelbewus, ek assosieer met hierdie man. Ek assosieer met hierdie tipe mense. En wanneer daar dan hierdie konfrontasie is, dan sê Jesus vir hulle, maar ek het nie gekom vir julle nie.
nie gekom vir skrifgeleerdes en vir die heilige ouens en ek het gekom vir hierdie ouens soos Matteus. Vir die ouens wat sondaars is, vir hierdie ouens wat verag is en uitgeskei word. En dis wat ek wil hê ons moet by stil staan vanoggend. Dink gou oor jou eie lewe. Is jy perfek? Is jy hierdie wonderlike, mooi Christen wat alles net reg doen? Of is daar maar dinge in jou lewe waaroor jy skuldig voel? Vuil was goed, geraamtes in die kas. Is jy sonder sonde? Sonder gebreke of tekortkominge? As ons eintlik daaroor begin dink, dan kom ons agter maar ons is nie so grand nie. Daai oom wat by die kar staan sê vir my sê, Dominee, ons kom kerk toe juis omdat ons weet hoe nodig het ons God. Dit behoort elkeen van ons se besef te wees. Ons is hier want ons kan nie sonder God nie. Dan wil ek jou 'n ander vraag vra. Dominee Renier sê vir my, mense voel skuldig. Niemand met hulle hande opsteek nie, asseblief, nee. Maar voel jy skuldig oor jy dalk nie 'n goed genoeg besigheidsman is nie? Of jy is nie goed genoeg as 'n pa of 'n ma, goed genoeg in die gemeenskap? Want as jy skuldig voel, is die kerk die plek vir jou. Wie kry skaam oor goed in hulle lewe? Skaam oor goed wat jy aangejaag het, dalk so ver terug as soos ek toe ek 'n kind was. Ek voel my nie meer so sleg oor die ek verstaan nou hoekom ek gedoen het, maar partykeer dan doen ons ander goed in ons lewens waaroor ons skaam kry. En as jy skaam kry, dan moet ons besef dis hier waar ons hoort, nee. Hier in die kerk. Wie sonde? Dalk iets wat jy gereeld doen, dalk iets wat jy gereeld nalat, want dan is dit die plek waar ons moet wees. Ons het vanoggend gepraat van 3 mense in die tyd wat ek hier is, wat is eintlik 4, nou, as jy oom Theo se familie ook vat, in die tyd wat ek hier is. Mense wat hartseer beleef, wat verlies beleef. Die kerk is die plek waar jy hoort dan, met julle hartseer. Amper wil ek vra, wie is verslaaf aan iets? Ons is hier waar ons hoort, in die kerk. Wie is moeg? Die tyd van die jaar is ons moeg, nie? Wie is moeg of uitgeput? Dan hoort ons mos hier in die kerk. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. En almal van ons lewens is op 'n manier gebroke en op 'n manier stikkend en party plekke meer as ander, party fases meer as ander. Partykeer gaan dit goed. Partykeer dan is ons so intens bewus van dit wat verkeerd is. En ons probeer dit partykeer weghou van ander mense. Ons probeer dit wegsteek. Bang dat ander ons oordeel, bang vir wat dit sê van onsself. Veral in die kerk. Dit is sleg dat wêreldwyd een van die ergste kritiek teen die kerk is dat ons veroordelend is. Dat ons ander mense judge oor wat in hulle lewe aangaan, wat met hulle gebeur het, waartoe hulle gaan. En as ons hier in die kerk sit en ons het die gedagte of die idee dat iemand se lewe wat hier kom moet perfek wees of hy moet alles in orde hê, dan mis ons die hart van Jesus. As ons hier by mekaar kom, dan moet ons besef dat hierdie moet 'n veilige plek wees. Vir my, met my probleme, met my struggles, ek is dalk nie die perfekte pa of ma nie, ons is dalk nie hierdie beeld wat ander mense van ons dink nie. Maar ons moet hier kan kom en onsself wees. Die kerk moet die plek wees waar ek kan huil, want ander troos my. Die kerk moet die plek wees waar ek my sonde en my struggles kan erken, want ander dra my en ander ondersteun my. Waar ek met my siekte kan kom en mense ondersteun my.
waar my skande nie teen my gehou word nie. Dis wat die kerk behoort te wees. Nou hierdie verhaal wat ons lees vanoggend, Leefie, Matteus met sy sonde, met sy skande, met die goed wat ander teen hom hou. Jesus sê vir hom, kom, volg my, word deel hier waar ek is. Jesus maak 'n ander moontlikheid moontlik, 'n ander realiteit. En hy roep ons as gemeente om dieselfde te doen. En die ding is nie om net by mekaar te kom en te sê ons is gebroken nie, maar om by mekaar te kom en te sê ons weet dat ons God nodig het. Ons weet dat ons Jesus nodig het. Ons weet hy is die een wat ons gees, ons siel in stand hou. Dat ek kan nie sonder God nie. So ek wil jou los met twee gedagtes. Aan die een kant, en ek gaan sommer nou oorgaan, laat ons 'n bietjie saam bid, maar elkeen op sy eie stil. Ek wil hê met vir jou twee vrae vra. Is jy moeg? Is jy lewe stikkend? Het jy nodig om dalk die voorgeet te laat gaan en net voor God te kom en jou broosheid en jou gebrokenheid te bely? En aan die ander kant, die tweede ding, wil ek vra, is jy bereid om ander mense toe te laat, om stikkend te wees in die kerk, om mense te aanvaar, om net vir mense te sê, weet jy wat, niemand van ons is okay nie, niemand van ons het alles 100% onder dit nie, niemand van ons is perfek nie, maar ons aanvaar jou net soos wat jy is, met jou geskiedenis, met wat met jou gebeur het, met wat jy gedoen het. Hier kan jy saam met ons in God se teenwoordigheid rus. Ek wil so 5 minute, nee, ekskuus nie 5 minute nie, so 2 minute gee vir stil gebed. Ons genadige God, ons hemelse Vader, ons ken U as 'n God van genade en 'n God van liefde. Ons ken U as die koning van die heelal. En U ken ons gedagtes, ons geskiedenis, ons dade. U ken al ons diepste geheime.
Daarom wil ons vanoggend vir U dankie sê, Here, dat ons met ons gebrokenheid voor U kan kom. Dat ons in aanbidding voor U kan wees en ons kan bely dat ons is nie altyd okay nie. Ons wil bely vanoggend, Here, dat ons U ongelooflik nodig het in ons lewens, in ons gemeenskap en in ons gemeente. Ons wil bid vir mense in die gemeente wat seer het. Spesifiek ook vanoggend vir oom Skalkkeet se familie en tannie Charlotte se familie. Here, ons weet dat hulle 'n moeilike tyd deurgaan en dat dit 'n oorweldigende tyd is. Ons wil bid vir elkeen wat emosioneel swaar kry en dalk geestelik swaar kry. Ons wil bid, Here, vir mense wat dalk nie in die kerk is nie. Mense wat te skaam is om hier te wees, dalk te seer het om hier te wees. Maak ons gemeente 'n gemeente wat ander omarm, wat U salf en die liefde, wat U lewenswater in die wêreld daar buite kan uitdra. Help ons om genadig en verdraagsaam te wees. En mag ons U altyd erken as die God van lewe. Mag ons U altyd erken as die God wat ons eerste lief gehad het. En roep elkeen van ons en leer ons hoe om U disipel te wees. Selfs al is ons nie perfek nie, net soos wat Matteus was. En mag ons U daardeur ook verheerlik. Amen. Kom ons antwoord hierop. Ons gaan genade onbeskryflik groot. Kom ons staan sommer en sing ons hom saam.